Ja, goedenavond kijkers. Ons is weer live episode. Dat is Trevor. Welkom hier bij de show. Ja, een naweek weer vol rugby, vol actie. Ja, rond de twee. Maar zeg me Trevor, hoe was je naweek geweest man? Hoe zover, hoe dingen voor jou verloop van vrijdag tot en met nou toe? Ja, Rabi, dankie voor de gelegenheid. Kijkers, die naweek het maar zo bitter. Hoe zeggen mensen, wat zijn stuk zijn naam? Bitterzoet smaakje gehad. Zo, ja, maar ons hou op koppel water. Dat nog geen einde van die wereld is. Zo. Ja. Dus kijk maar, die is rond het weer, zoals je gezegd hebt, zo mondelijk. Dobbaam nog iets goed uit. Yes, in die voorkant toe. Kon toch niet gaan staan, vetkoekje eten zo. ja, die was het even. Ja, ons gaat later een beetje meer uitbreiden over die vetkoekzaken. Maar ja, ons begin maar. Zoals hier begin we nou zo, als we kijken wat ingeschakeld is. Zeg welkom die wat al reeds ingeschakeld is. Ja, ons gaan beginnen met een woordje voor die dag. Niet voor die dag, een woordje voor die week. Wat voorlee. In die weekse woord komt uit Hebreeërs 10 vanaf vers 23. Het lees als volgt. Laat ons stijf vasthouden aan die hoop wat ons bely. Want God is getrouw. Hij doet wat hij belooft heeft. Ja, Trevor, so dat wil vir my sê, een man moet, hy bietjie hoop wat een man heeft. Moet die man aan vasthou, man. En maak die saak wat die lewe na man se kant toe gaan nie. Hou vast aan die belofte wat die Here gee, want hy is iemand wat nooit, hoe kan ek sê, nie 'n belofte nakom. Hy sal altyd sy belofte is nakom wat hy ons beloof en hoop. Ja, vir baie span ook. Hou aan die hoop man, hou aan die hoop. Ja, Rabi, om net daarbij in te skakel. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien. Yes. Maar waarop ons hoop. Yes. En net daar in te skakel by Hebreërs 10 vanaf vers 23. En dan is het altyd God is nie 'n mens dat hy nie sou doen wat hy sê nie. So as jy vir die Here iets vra en jy glo en jy bly aan 'n hoop, dan kan jy verseker wees een of ander tyd gaan die Here vir jou deurkom. Onthou, daar's 'n gedeelte van Lazarus in die Bybel. Waar Lazarus vir 4 dae dood was. En met die aankom van die Here in die stad die mense was frustreerd geweest, want daar is iemand wat genees, daar is iemand wat verlos, daar is iemand wat voorsien, daar is iemand wat hierdie dooie situasie kan lewendig maak. Maar die Bybel beskryf dit dat Jesus is 4 dae laat. Lazarus is 4 dae dood. En in die 4de dag wat Jesus die stad besoek, toe gebeur daar wonderwerk. Kom maar lewe. Toe gebeur daar iets groot. En Lazarus word uit die doodheid opgewek. So ek wil vir iemand daar buitekant sê, maak nie saak in wat se situasie jy sit nie, maak nie saak waar jy vasgevang sit nie, maak nie saak hoe dood jou omstandighede by jou huis lyk nie, in jou werk lyk nie. Al is dit nou 40 dae, 40 nagte, 40 jaar, maak nie saak hoe lank nie, weet net, as die Here opdaag, dat daag hy ordentlik op. En dit is die hoop en die geloof wat ons moet hê en ons moet daaraan vashou. Ja, Trevor, hy is 'n diep saak en soos jy sê, 'n situasie kan maar hoe dood is, maar as Jesus inkom, as Jesus innooi in jou hart, dan kan lewe kom. So dit is die week sy woord en sy motivering, dat maak nie saak hoe jou omstandighede is nie, maar Jesus kan lewe bring in 'n dooie situasie. So ja, Trevor, dan gaan ons sommer aan met die program. Ja, kykers, praat met ons is live. Los 'n comment. Dinge wat miskien daar by die velde gebeur het wat ons nog nie geweet het nie. Gooi 'n comment, ons gaan so deur die loop van die show sal ons 'n comment of twee sal ons lees soos ons aangaan. Maar ja, ons gaan sommer wegspring met die gemeenskapskind. Vol aksie Trevor. Ja, het is een Rabi, baie interessante naweek geweest. In die gemeenskapskind, wat nog as vir my baie uitgestaan het, is die results
wat die tellings wat opgesit was. Dat is nog as iets in die setups. Yes. Wat daar was, ek glo daar was 'n setup gewees en dan is daar ook vir my somehow flikkerliggies. Yes. Wat begin aangaan na die tweede ronde in die gemeenskapskuld. Maar ek sal daaroor praat as ek daar kom. Yes. En die eerste game het ons vir Tanfontein wat besoek ontvang het van Pumas af. En wat ek nog as gedink het, die moontlikheid dat Tanfontein daai een sal in die sakkie kan bring, het ek nog as sterk die gevoel gekry dat Tanfontein miskien maar Pumas wat weer eens gewys het, hy is nie hier om getalle vol te maak nie. Hy is hier om vir pophuisie speel, hy is hier om te kyk om met die gemeenskapskuld te kom, ja. So die telling wat daar tussen Tanfontein en Pumas was, Pumas het daar koning gekry met 40-21. Ons tweede game, ons bly sommer daar onder in die Bokveld. Ons tweede game is Donkerbos en Red Roses. 'n Game wat nogals vir my persoonlik flikkerliggies begin wys. Tino Donkerbos se verlede week se game en die naweek se game. Donkerbos wat daar vasval op sy home ground teen Red Roses 36-21. Ja, Trevor, as ek kan iets noem, kan 'n man of net vra, kan 'n man nou al metings begin meet, maar hoekom nie 100, amper 100 in? Ja, dit is hoekom ek sê, some way, ek weet nie of Red Roses het, soos ek verstaan het, hulle groot groep spelers. Yes. Kan het wees dat hulle nog kombinasies toets? Ja, maar kyk wat ek gehoor het, so tussen die lyne, miskien het Donkerbos geoefen, want hulle het gekla oor hulle werk laat. Ja, hulle laasweek die Eagles het hulle gesê. Ja, die Eagles was eintlik lucky geweest om hy amper 100 daar op te sit. maar die week het hulle geoefen. Ja, so hulle die week geoefen, maar so aan die kant van Red Roses wat ek aan 50 plus verwag het. Yes. Het toe daar koning gekry 36-21 daar teen Donkerbos. En net af in die pad, Kromfontein versus Arrows. Heel wat interessant, Kromfontein wat goeie 6 nasie beleef het. Yes. En wat 'n mens gedink het regtig wat op daai spoor, wat op daai pad is om 'n punt te bewys in die gemeenskapskuld, het daar vasgeval teen Arrows 31-15. Wat nog as vir my sê Arrows het all out gegaan op daai telling. Ja, ek dink Arrows statement wat Arrows gemaak het. Soos van Nemo het hulle maar baie mis ook geskop, so daai telling kan bietjie meer. Maar was Herman in die span? Soos ek is Herman op Kromfontein? Ja, soos ek verstaan. Het Herman vir Kromfontein gespeel, maar dit is vir my verbasend dat hulle maar niks gehoor het nie. Nee, dan is Herman nou. Sal hulle maar nou sê hy kuier daar by Houbel. Het miskien die dissipline bietjie teruggebring. Opgeskerp. Ja, het kan moontlik wees, ja. Coach Adam, dankie man. Het kan moontlik wees, die geval wees, ja. Dan kom ons nader na 'n game wat vir my lyk was wat baie tyd was. Wat regtig baie tyd was. Was 'n harde tyd. Dit was 'n klipharde game. Die game tussen Esperance en Young Blues van Woolsley. Ek weet nie wat daar gebeur het. Of daai ouens nie gewerk het die weekie, net geoefen het, hulle wat Esperante is. Ja. 41-43 het Young Blues daar koning gekry op Esperante. Ja, Trevor. 'n telling wat 'n mens nogals nie so hoogie man. Ja, nie so hoogie en albei kante. Ja, nie so hoogie en so close. Ja, 2 punte verskil. Ja, om eerlik te wees, Trevor, ek het self geskrik toe ek die result sien. Ek het gedink Young Blues sal hy enetjie vat. Gemaklik. Nie gemaklik, ek het geweet hulle gaan 'n close game is, maar miskien 20-15 so telling. Yes. Maar iewers het al twee spanne gewerk. Ja. En veral ek is eintlik bly dat Esperante man. Ja, wat Esperante het gewys points opgetel het. Ja, hy het gewys hy kan attack. Yes. So ek sal sê al twee kante
moet hulle net 'n bietjie werk aan die defense. Aan die defense, ja. Want ek meen om 41 aan te teken en 43 aan te teken beteken dat die defense iewers 'n bietjie ja, is amper een vir jou, een vir my, een vir my. En 'n man wil mos nie dit hê nie. So maar by ouders dan in die dag dink ek Rabbi dit is 'n baie goeie results vir twee spanne van daai kaliber, né? Ouens wat teruggegaan het Telbo toe wat gewerk het in die off season en wat nou wys nie, maar ons kan ook punte aanteken, ons kan ook 3 druk. En dan Rabbi hier so op nooit gedag. Daar vir my op Geidu Park, daar vir my 'n baie interessant, ek het daar filmpie gesien wat nooit gedag, Sobrei trollies pick-up uit, nee, hy sê Sobrei trollie nie, want ek het gesien 'n Sobrei trollie, jy moet hom loop daar hakke ja, sien jy, maar hy van pick-up uit, hy loop. So hy was laat nie gehak. Daar was hy gehak, daai was nou stryd deur en ja, maar Trevor, toe ek op pad is na my wedstryd toe, was daar nogal vriendelik trollies uitgepak, ha? Nee. Uitgepak, minuutjes, so die man het gereed gemaakt, maar hy weet nie ook, jong. Dit kan nie heel daar so gegaan. Nee, dit het heel daar so gegaan, maar ek het uitgevind, dat was seker so 10, 12 uur se kant. Toe's neef Salas al daar op nooit gedag. En toe sê hy, toe stuur hy vir my 'n foto, toe sê hy, maar hy gaan nou niks aan nie. So hy voorspel, hy gaan sommer met 5 of ek weet nie, die span wat daar is, wat daarna toe gaan Langrivier, gaan sommer met 5. Ja, maar Langrivier, kyk toe ek ook so ry, hy was ook so by 1:30 voor 1. Toe kom Langrivier se mense al aan, toe nooit gedag se mense nog aan, en toe sê ek ook vir myself, nooit gaat het die manne kan wen, wat so vroeg. By jou, onthou jy, die dag op, die vroeg, dit is eerste dag. Daar die kalmte wat nooit is nou beleef. Ja, maar moenie vroeg opdaag. Dan gaan hij gestoord worden. So nooit gedag wat daar Koninkryk teenoor Langrivier 31-17. Ander kant in die Bokveld was ons daar by Doornkraal geweest. Jongen, die mensen gespeeld. Daar by Bulldogs, hulle toe gister. Hulle is nie weer gevra vir Sondag. Nee, hulle toe nie weer gevra vir Sondag is so. Hulle het 'n Matthys game gehad, maar hulle het vir Eagles ontvang. Ja, hy zit daar weer. Hulle het toe vir Eagles ontvang, maar ek is nog eens bietjie, ek weet nie die results daar. 199. 54-5 in die guns van Eagles. 50? 54-5. Eagles is moeilijk, joh. Ja, maar nou vraag vir my, sê die vraag af, is daar improvement by Doornkraal? Teenoor Eagles in 99 van laasweek? Kijk, Trevor, een man moet ook nog niet zeggen, een man kan niet zeggen als improvement van Doornkraal af. Ik vat het nou zoals Doornkraal zijn tweede season. Nee? Als je nou zegt, daar is improvement, dan het ons 100 plus verwacht. Op die trant wat Eagles verleden week gesteld heeft. Ik hoor jou, Dus als je zegt, kijk, als je maar nog aan kijkt, ik denk in laatste jaar het Eagles hulle 50 gegeven. 50, yes. So, hulle begin is maar om 45 punten af te point difference 45. Ja, is een beetje tough. Maar definitief het hulle een beetje meer weerstand gebied als Donkerbos laatste. Yes. Maar zoals ik zei, Donkerbos het geklaar, het geoefend. Ja, ja. Maar baie is werk voor Doornkraal. Ja, baie. Misschien het hulle weer gewerkt tot 2 uur toe. Nee, hulle het definitief gewerkt tot 2 uur toe. So, Eagles wat daar, en ek gesels net so vlugtig saam met Eagles se coach, David Broadblik. Yes. Die ou sê vir my, die plan is soos volg. Soveel as moontlik punte vir. So wanneer dit op die einde van die season kom, wil hulle nie nog fight. 'n beter fight van punte verskil nie. Damn it. Dan wil hulle weet, as 'n span is wat saam met hom lê op die punte, moet daar nie nog gaan somme gemaak word vir die punte verskil nie. Hulle moet verseker wees, Eagles lê top met 'n point difference. Ja, maar dat is 'n goeie plan, Trevor. Dat is 'n goeie plan. Dinge gebeur by Eagles. Ek dink hulle management team, en ek het gesê en ek gaan dit weer sê en ek sê dit al vanaf wat ons begin het met na die wedstryd, sê ek het al en ek noem dit dat kom ons over Eagles dop.
Ja, definitief, Trevor. Ik denk Eagles op hierdie huidige oomblik. Ik zeg niet Eagles gaat die liga winnen. Die liga winnen, ja. Maar op hierdie oomblik as hulle die favorites. Yes. Red Roses is vir my 'n bietjie suikie, man. Ja. Nie suikie nie in die sin van ek het miskien ook so jy nou sê man, ons moet nog 50 verwag. Yes. So, man sal hierna rond 4 sal 'n man behoorlik die koring Ja, en dan is die kaf kan skei. Dan is die ander vraag, het Eagles al regtig kompetisie gekry? Dat is ook 'n ander vraag. In hierdie season. Ek dink die twee spanne was definitief kompetisie gewees. Ja. So man sal nou sien. Ja, wanneer nou die grote honde begin kry soos Maxwell gesê het, vir Kromfontein hulle en vir Red Roses hulle. Kromfontein kan nie 'n groot hond wees nie. Ja, Max het so gesê. Nee, maar Max. Neef, jy weet ek jy het op 'n goeie voet maar ek dink jy is 'n groot hond nie. Kalmeer eers met hy netjie want okay, kom 5 van daar. Ja. By hulle maar onthou 'n span wat 'n man ook nie moet afskryf of nie eintlik wat ook eintlik 'n bietjie meer oor moet gepraat word is die Puma span. 40 en hulle op Tanfontein gaan Tanfontein globaal. En Tanfontein is nie 'n swak span. Swak span nie. Tanfontein is nie 'n bottom 2 span nie. Yes. Verstaan? So Eagles ja, moenie gou breek nie. Ja, is in vir 'n ding, ja. In vir 'n ding. Ja, Rabie, en dan beweeg ons aan die lok van die gemeenskapsskuld. As ek nie so baie veranderinge nie. Ek sal nie sê daar's baie veranderinge nie. Maar in die eerste plek het ons vir Young Eagles. Yes. Aan die tweede op 10 punte. Yes. Tweede plek het ons vir Red Roses op 10 punte. En die derde plek het ons vir Young Black Arrows op 10 punte. En die vierde plek het ons vir Pumas met 10 punte. Daar is jou top 4 wat almal volle 5 gekry het uit hierdie twee games uit. Almal op die 10. Almal op die 10. Ja, net so interessant. Dylan is ook ingeskakel. Hy sê Eagles en Pumas gaan die Pumas game gaan die koring van die skaf van die kaf skei. So en as waar ek in 'n mate Dylan 'n punt beet. Want onthou ons almal is nog gefokus op Red Roses. Ja, wat uit die gemeenskap wat kom. Ja. Maar ek dink definitief hy Pumas en Eagles game gaan daai ene gaat self nie. Ek dink hy gaan nie hoe kan ek sê die koring van die kaf skei hy game. Daar sal ons kan, maar ek wil hê ons moet maklik vir Arrows weggooi wat baie gou dinge kan deur mekaar kom krappie. Kyk, Arrows het baie min friendlies gehad. Ja. Arrows het mos in die verlede hy fout gemaak. Hy speel ernstig rugby na Desember maand toe. Yes. Nuwe jaar, net na nuwe jaar, dan begin hulle met hulle games. Yes. Maar coach Pom, nuwe coach daar. Ek sien hy lyk vir my is besig om orde te. Ek wil vir coach Pom ook welkom sê hier in die gemeenskapsskuld in die Bokveld. Ons moet van Gouda so. Maar ek sien coach Pom het 'n goeie plan daar. Anders kalm. So ja, Arrows behoort ook goed te doen. Ja, so dat is hoe die top 4 lyk. En dan die middellyf. Het ons vir nooit gedag op die 5de plek. Young Blues op die 6de plek. Daar is die twee wat net na en hulle al twee 7-7. Ja, kyk, ek dink hy's 'n rematch, dus ek verstaan dit dinge maar laasweek geneek en hulle moes nog 'n draw laasweek daar. Ja. So die game was 'n draw, maar blykbaar het Blues die fight gewen. So daar moet nog 'n rematch slaag. So maar sy nog iets in die tweede ronde. Wat reg daar aan gaan. Yes. Ja, en dan gaan ons aan nommer 7. Het ons vir Langrivier op 4 punte. Esperante op 8ste plek, 2 punte. Dat is nu 2 punte wat hulle gister opgetel het. Yes. En dan het ons vir Tanfontein op nommer 9 met 1 punt. Donkerbos met 1 punt. Nommer 11 en nommer 12. Hulle het nog nie punte vir die jaar. Kromfontein en Doornkra. Ja. Hulle skuld nog. Ja, maar hulle skuld die lok. Trevor, is moeilik om te hoor Kromfontein.
Ja, dis hoekom ek sê, dis. Komfontein was mos maar al die jare 6, 7, Ja. miskien sy laatste sal gaan is 10, 10, 9. Maar ja, is rond de 2 man. Is rond de 2 ja. 'n man moenie, Daar kan nog baie gebeur. Daar kan nog baie gebeur. Hulle is wie hier met 'n vraagie. Wat hy hier eintlik stel, hy vra hier. Hy sê as dit veilig om te sê Arrows, Pumas, Eagles en Red Roses gaan top 4 eindig. Hy sê in geen spesifieke orde nie. So hoe sal hy voel oor daai enetjie Arrows, Pumas, Eagles en Red Roses? As hulle die spanne om die gunstelinge om in die top 4 te eindig. Rabie, my persoonlike gevoel gaan ek 100% saam met Dylan stuur as ons kyk na die track record van hierdie 4 spanne. Yes. Onthou Eagles verlede jaar baie goeie seisoen gehad. Yes. Die vorige jaar het hulle begin adapt in die plan. Yes. En sy kan gesien het die groei. Yes. So Eagles steady. So ek glo maak nie saak hoe die orde gaan wees nie. Yes. In hy top 4 gaan hy eindig. Red Roses baie goeie afgerigde span Yes. wat net moet begin wys sy volle potensiaal. Ja. Baie goeie spelers ook daar. Yes. Baie goeie vaste 5. So selfs Pumas wat ook weet van hoë tempo tipe rugby Yes. om te speel op watse dag ook al. En dan is die wat Arrows so uniek maak, né? As Arrows die jaar toe Houbel opkom. Yes. Streek uit daar toe. Ja, toe Arrows vir Morgenster wen. Toe gaat Adam op. Ja. En sou Arrows vasval, die Morgenster, dan gaan Morgenster op. Ja. En Arrows klop vir Morgenster op Morgenster se tuisveld. Yes. Sien jy so, dit is hy 4 is baie uniek en dit gaan moeilik wees om vir die bottom spanne van 5 af om daai 4 te klop. So ek gaan saam met Dylan stem, maak nie saak wat se orde hulle gaan eindig nie. Hulle gaan daai 4 gaan na die einde van die season toe jou top 4 wees. Dankie Trevor. Ja, en die ander spanne moet nou nie weer voel man wil nou net daai spanne promote is, maar net 'n bietjie rugby gesels. Los op komende as jy miskien verskil. Yes. Moenie bang is om nie te praat. Dis maar net kan ek sê as maar net 'n stelling of net 'n ou se point of view. As jy dat dit so gaan wees. Bewys ons verkeerd. Ja, en die wyse Blues sal al die teams in die kraal bewys hoe die reelboek tree. Interessant. Lyk my almal daar wat daar in die gemeenskapskuld van Woolsley is. Yes. Praat van 'n ander tipe reelboek. So ek het nou die dag gehoor en gelees dat die Che daar van Miracles praat ook van in die Bokveld is 'n ander tipe reelboek. So en ek hoor nou die Wise praat van ook van 'n reelboek. So ek weet nie wat se reelboek Woolsley se spanne gebruik en wat se reelboek die Bokveld se spanne gebruik nie. Trevor, ja, ek was ook self 'n victim van 'n reelboek, maar ek wil nie so in die diepte aangaan nie, want 'n man moet versigtig wat 'n man sê. Ja, veral op live. Ja, veral op live, verstaan. En veral in voice notes en live. Dat is iets wat 'n man kan lelik byt. Yes, verstaan, want die goedjies travel mos die wêreld en yes. Al wat ek gaan sê, ek verstaan die reelboek situasie. Maar as ek was ook al 'n victim of van die reelboek. As ons praat van die reelboek, is dit nou hoe spelers speel of hoe die reël geïmplementeer word of hoe ons as spelers die reël verstaan? Of wat is, ek wil net hê as jy wys my miskien daar kan gedurende en miskien iemand wat ook voel die Bokveld of die kant van die skild of die kant van die streek het blaas word 'n ander tipe reël toegepas as daai kant. Kan hulle net vir my bietjie meer inligting gee? Waarvan praat hulle? Is dit hoe die spelers die reël implementeer speel of hoe die reël geïmplementeer word? Dan kan 'n mens 'n bietjie meer in diepte gesels daar. Ja, definitief Trevor. So ja,
gooi in die comments. Ons wil ook baie graag weet van die reël boek. Al reël boek wat ek weet is maar nou die reëls wat wêreld rugby uitgesit het. Ja. Dat is al reël boek wat ek verstaan. So gooi in die comments. Sê vir ons wat die reël boek se strewe nog gesê het. Maar ja, ons gaan aantref. Ja, so en dan kom ons by dinge wat ons geleer het. Hierdie naweek in die gemeenskapskult 14 Maart 2026. William Oktober skryf daar. William. Die groot eister homself. Die eister homself. Eagles maak mincemeat van Bulldogs toe hy met hom afreken. Mincemeat. En ek sê vir jou, as jy vlees vat en jy druk om daar en hy mincemeat. Ja, maar 54,5 is mincemeat. Hy is mincemeat. En dan skryf hy verder, Langrivier se goeie begin word stopgesit toe hy in reverse trolley getrolly word op Geidopark. Dat is nou hy lelike, hy pick-up trolley. Dat is nou hy pick-up trolley wat die kaptein blykbaar glo vir die refloop vra dit, maar of hulle nie ijskrim wie kan oorvat nie, want hulle was nog nie gereed gewees. Keppie, asseblief kaptein. Die kaptein het daartoe gevra, maar kan hulle nie asseblief daai enetjie weer oorvat? Jong, maar gepraat van langer. Ek wonder, snaak Johan is so stil, joh. Johan, die oues mos, hy's 'n passievolle ondersteuner. My ou gewerk, man. Die ou gewerk. Die ou weet nie wat daar aangegaan het nie. Maar volgens hom, as hy daar moes gewees het, dan sou daai goed nie gebeur het nie. Waar is Barend, gewoon zo'n opzomming haagje van hij game. Zou het waarderen in Engels alsjeblieft? Waarderen. Ja, en dan gaan we verder. So ek weet nie, die man wat die voorskou geskryf het laas week, het maar behoorlik wind gekry. En dinge wat ons geleer het hierdie naweek. Yes. Tanfontein wen ook net op die voorskou. Toe Pumas hulle stem dik maak en 'n maklike 5 punte afvat. Maar Tanfontein moet beginnen winnen. So as maar daar wil maar so my sê dat hy my met die voorskou skryf. Hy maak Tanfontein bedlak man. Ja. Maar hy sê dat Tanfontein wen net op die voorskou. Anoniem, wat was die voorskou doen? Asseblief man. Sê Tanfontein verloor man. Want Oktober praat van hy man kan net op die voorskou wen. Yes. As ek Tanfontein is, dan rig ek 'n brief in. Sê nee man, moet alles uit die wen. Uit die voorskou uit. En dan gaan ons verder. 'n Huller van 'n wedstryd toe Esperance kort kom. Tuis teen die Kaalse mense, Young Blues. Huller van 'n wedstryd. Ek glo self aan die telling, dit was 'n huller van 'n wedstryd. Daar moet spoed betrokke wees. Nee, daar moet spoed en krag. Ja, daar was 'n hardloop. Ek dink 'n fixed level van 'n skeieregter moet top notch wees. Ja, van onthou as inskop score. Yes. Inskop score. Yes. As dis paar ingeskop het, dan bring hy in hom as coast to coast. Yes. 'n videomateriaaltjie sal nog als lekker gewees het om net te kyk wat daar aangegaan het. Maar die ouens is maar dis daar maar bang vir die videoetjies en so. Ja. Dit word mos nie man gebruik. Ja. En dan gaan ons verder in die Roses Derby. Ja. Red Roses kry koning in die Roses Derby. Toe Donkerbos die knie moes buig. Ja, maar ek is bly om te sien Donkerbos. Hulle wys daai laasweek nie was 'n vloek gewees nie, maar ek dink hulle het geoefen ja, en hulle nou geoefen die week. Ek dink hulle kan net beter en beter gaan en dit wys net Trevor jy het 'n keuse man. Yes. Of jy gaan bly lê of jy gaan opstaan. Yes. En die opstaan is baie belangrik. Sowel dan aan die Donkerbos ouens wat gewys het nee man, alles is net 3 man wat touchy speel of. Ja. Ons gaan veld toe man. Ons doen iets. En dan interessant, Kromfontein verdrink in sy eie slootjie, toe die span van Arrows, hulle kop bo water hou. Ja, William, hy sal maar dus moet sê. Maar ja, dan Arrows man, dan. As hy maklik in die slootjie nie. En laastens, dat lyk stelselmatig. Ja. Daar kom my ding nou in wat hulle nou net gepraat het.
dit lyk stelselmatig wie die big dogs is en wie die pappies in die skuld is. Ja, daar komt Dylan se stelling wat hy gemaak het daar nou in Waveling. So, dat een man kan zien, die seizoen. Die seizoen hij gaat nou lekker raak, man. Ja, maar die seizoen gaat lekker raak in die rooster raak taffer vorentoe. Dat wil mij zeggen. Kijk, die top 4 het nog net die top 5, die onderste, die bottom 4 raak. So van alle mekaar. Ja, zodra die 4 mekaar aan boord krijgen, dan gaan dingen beginnen interessant raak. En dan ons next features vir die week 21 Maart 2026. Die derde ronde. So dit is waarvoor die ouens hulle nog gaan voorberei. Red Roses versus Doornkraal. Daar is nou 'n bierman derby. Hy is 'n bierman derby. En ek dink Davie Kakapot gaat self die week daar vat daar by Doornkraal. Hy en Johnny Mest, hy man gaat self vat die naweek daar. Legendes. En die legendes gaat self vat die naweek daar. Ek dink daai twee manne sal die naweek probeer om hy roos te knip. Ja, maar dit nou derbies kom mannen met die time uit en ouens wat nooit regtig wil gevat het die vat. Yes. So ja, die derby gaan lelijk raken. En dan gaan ons aan die tweede wedstrijd wat ons daar het. Young Eagles wat op thuisbodem is, teen Kromfontein. My vraag is net, gaan Kromfontein die aanslag oorleef? Ja, dus. Dat gaan baie moeilijk wees, want op Brakpan is Eagles niemand se speel maar. Ja, daar staan nou 99. Ja, daar staan er 99. Dan gaan ons aan Young Black Arrows is thuis. Teen Tanfontein. In die Beerskamp. In die Beerskamp, wat ook baie moeilik gaan wees vir Tanfontein. Ja, definitief so Tanfontein. Wat van 'n tuis verloor afkom. Dit gaan baie moeilik wees om weg op die pad te wen. Yes. Dan ek glo die is my game van die naweek. Pumas versus Nooit Gedag. Ja, nee. Ja, Daai is ook 'n derby stryd. Ja. Dat is mannen wat mekaar ken. Want nou Nooit Gedag speel met mannen wat aan Marino daai mannen wat saam werk, saam goed geraak het. So daai is in die gemeenskapskuld is daai my persoonlike wedstryd van die naweek. En daai game kan ek jou beloof, daai game kan enige kant toe swaai. Ja, en Trevor, daai game se results gaan ook 'n impak hê op my top 4. Op my top 4, ja. So nooit is Pumas wen. Pumas moet stil staan. Beteken dit daai ander drie gaan hulle lippe aflek. Yes. Van die ding is die Arrow speel thuis. Eagles speel thuis. Red Roses speel thuis. Yes. Pumas speel ook thuis. Maar sou die wind daar in die Warmbokveld verkeerde kant toe omswaai. Maar ek dink dit gaan moeilik wees. Nee, dit gaan moeilik wees, maar onthou 4 nasie champs, maar nooit is. Kyk, jy kan die 4 nasie champs is, maar as dit kom by jou groot derbies. Jy kan wat se champs. As dit kom by jou groot derbies, dan is dit moeilik. Amper nou soos PDK. O ja, toe maar. Maar ja, Trevor. Ja, dan gaat ons gewoon aan die laatste 2 games daar. Langere 4 is thuis. 10 Young Blues wat weer gaan Trevor. Donkerbos, Esperante. Speel Donkerbos thuis. Donkerbos is thuis. Esperante gaan bietjie Trevor. Ek dink Esperante as hulle mekaar tereg speel. Behoort hulle nou sover hulle ook hulle nog nie 'n wen gekry nie. Maar hulle results bietjie beter. Spreek van boekdele. Bietjie beter as vordering. Yes. So ek bekkie is man. Ja, so ek gaan maar met daai een sal ek persoonlik gaan met Donkerbos. Ja. So ja, dit is al wat ons het vir die week. Week 2 van die gemeenskapskuld en ek wil vir die ouens daar in die gemeenskapskuld sê, die spanne wat gewen het, wel dan. Yes. Die ouens wat dit nou nie gemaak het om te wen nie. Yes. Moenie opgee nie. Yes. Gaan uit oefenveld toe, gaan oefen. Werk harder. Werk hard. Dat is my boodskap aan julle guys aan die gemeenskapskuld. As dit Trevor, ja,
Die wijs het geantwoord hier op die reelboekje. Ou sê hier in die comment, wat hy gesê het, is maar net blues gaan, ek gaan nou nie hy woord noem nie, maar wat hy gesê het, is het blues gaat hulle allemaal wen. En dan het die ou hier, ek weet nie, hoe kom hy nou op hierdie ene keer, maar hy sê, ek het niks tegen die skeieregters nie, hulle doen 'n goeie job. En die pleize verloor is niks met die ref te doen nie, man. Dis wat die wijsie sê. Dan sê Becker, ja, as mooi praat, jy is klaar gewen. Toe, die manne band eindelijk maar 'n bietjie hier in die comments, ja, so, ja, ons gaat... En dan Rabbi, voor ons net aangaan, na die streekiedag toe, wil ek vir die ouens daar in die gemeenskapskuld sê, yes. Ouens wat Sadr Rabbi velde is, yes. Stuur maar julle results vroeg genoeg in, yes. Na die wedstrijd, of jy nog gewen het, of jy nog verloor het, so ons sukkel maar bietjie, om die results te kry, om die lok Sadr aantal op te sit. So hoe stadiger die results gaan inkom, hoe stadiger gaan die lok reggemaak word en opgestel word. Ja. Die ou wat die lok opstel het nie nodig om dit te doen nie. Dis 'n vergunning wat hy doen. So dis die ou se tyd, dis die ou se passie. So stuur maar die results bietjie vroeër in en as jou span gewen het 2015 of 2020, jy aanhou jy bonuspunt, jy aanhou jy 4-3 gedruk het, man 4-3 maak mos 20, so maar jy maar aan of jy 4-3 gedruk het of sê sit 'n sterretjie langs aan, dan sal ons weet, maar nou wil die môre kom beklei. As hy nou 27-21 gewen het, maar hy het nou nie 'n sterretjie bygesit nie. So nou neem ons aan, hy het gewen met 4 punte. So nou kom hy sê, ja, 5-3 gedruk, en 4-3 gedruk, wat 'n bonuspunt gekry en al die 110 goed. So gee maar die results vir ons deur Sadra aan, na die wedstryd. Yes. Gee maar vir ons deur en maak seker dat jy ook byvoeg of jou span 'n bonuspunt of 2 losing points gekry het of 1 losing point gekry het. So maklik soos dit. So maklik soos dit, ja, Trevor. En want die mense is gewoon om te vra, waar is die lok? Waar is die lok, ja. Maar jy nog nie op punte gespeel. Yes. En vir al die bonuspunte is ook belangrik. En wat die mense ook moet weet, dat die is die unofficial lok. En nou, die lok kan lê nie na die einde toe, dan kom die man aan die einde van die seisoen, dan lê hy nou eerste of tweede op hierdie lok. Maar Boland wys 'n ander saak, en dan besoek jy nou punte. Maar gee jou punte so vroeg as moontlik. Rabbi, ek wil gewoon net die ding voor ons nog 'n gemeenskapsstreekie daar, so wil ek gewoon net die ding aanraak. Yes. Tellende brein sê hier, eintlik hy sê nie, hy maak 'n stelling binne 'n vraag. Hy sê hier, het julle twee se spanne gewen gister. Nee, ons sal nou praat. Julle lê kwaai af. Ons gaan nou praat. Ja, op hy nood gaan ons maar sommer oorgaan na die streekie daar toe. Streekie daar, joh, wat baie interessant gewees het, Trevor. Goeie games gehad. Results, results wat nie in 'n reg groot scores as jy net so 2 games wat 'n bietjie hand het geruk het. Maar ja, ons gaan sommer begin met die derby. Gaan jy by 'n ander game begin? Nee, Trevor, ons begin met die derby. Dat was ook die wedstryd van die week gewees, van die naweek gewees. Paardenkloof en Vastrap. De tweede derby. 6 Nasie champs. Wat is huidige, voormalige 6 Nasie champs. En Vastrap wat daai enetjie wen met 17-16 op die tuisbodem van Paardenkloof. Soos verneem, was dit maar 'n tawe game, Trevor. Maar wat is jou gevoel rondom daai game? Het jy nou 'n bietjie gepraat met die mense van Paardenkloof? Hoe die game verloop? Was het hard geweest? Was het fisies? Was daar miskien 'n koevertjie of iets? Nee. Koevertjie moet jy wegbly, môre as jy ek het so gesê. Hoe was die game geweest vir jou, Trevor? Rabbi was nog nie persoonlik daar geweest. Ja. Was nog nie self daar geweest nie, maar aan die resultate. Yes. In die eerste plek wil ek sê, well done Vastrap. Yes. Julle het op die dag het julle
gewys hoekom dit 'n derby genoem word. Yes. Hoekom dit de Toei derby genoem word. So wel dan dat julle daar koning gekry het. Paardenkloof kon nie die wen verseker. Alhoewel Paardenkloof seker nog 'n minuut voor afblaastyd of 2 minute voor afblaastyd aan die voorkant was, het Vastrap gewys hy speel 80 minute. Tot wanneer die vletjies sê hy speel tot wanneer die middelman sê, maar daar is nie nou die tyd oor nie. Die tyd is nou verstreke. So Rabie kan sien aan die results, dit was 'n harde game geweest. So ek wil eintlik baie sê oor die game. Ek wil nie eintlik te veel sê rondom net dat dit 'n harde game was, kan 'n mens sien aan die results. So vir Paardenkloof as dit terug oefenveld toe, reg gaan maak daar en dan weer Paardenkloof wat nou op die pad gaan, so wat hulle moet gaan voorberei. Vir die volgende een. Ja, Trevor, en dan ek wil dit ook net noem, Vastrap het 'n nuwe coach. Jy verstaan? Wie is aan die nuwe coach? Derek tydelik, weet nie wat tydelik of permanent nie, maar ek het verneem dat Derek so bietjie met die manne werk. Hy werk daar so bietjie met die manne, so ek weet nie of dit 'n permanente aanstelling is of hoe die saga werk nie. Nee, maar dan is ek nog als... Want soos we nog verneem dat die coach Jacob moes nog Sirius toe gaan. Hy is weer terug mos. So, is hy weer terug? Hy moes toe weer terug, Bokveld toe, Vastrap toe. Nee, hy is weer terug, daai kant. As hy nou 'n coach of is hy nou net 'n speler? Ek weet nou nie of hy speel of... Miskien is hy net 'n konsultant. Ja, maar net goed na konsultant in die streek het daar. In die streek. Maar ja, definitief dinge wat werk vir Vastrap. Ja, en Derek, jou aanstelling daar as Vastrap se afrigter, wel dan moet jou eerste groot derby wen. Ja. Ons sien uit wat jy nog die jaar gaan vermag. Yes. En mag die samenwerking tussen player en coach en die bestuur, mag dit vir jou baie vrugte en baie sukses inbring. Ja, laaste vraag hier, waar game sal jy nou sê? Die 6 Nasie beker. Nee, sal jy verskil maak? Ek antwoord jou sommer vooraf. Ek wil net weet, is dit 'n vloek of hoe, want as 'n man nou kyk, die span wat die 6 Nasies wen, hy doen nogal so goed nie. In die liga nie. Nee, Vastrap het laat jy goed gedoen. Ja, maar hy het swaar begin. Hy het goed begin, maar hy loop weer raak. Maar hoe sal jy sê, of is het maar net Paardenkloof wat sukkel maar hy champs is? Nee, Rabie, kom ek sê weer so, as jy gaan kyk, nee, en ek gaan nie dit as 'n verskoning gebruik nie. Ek sal dit nooit as 'n verskoning gebruik nie. Die game was gewen, die beste span het gewen. Die beste span het gewen op die dag. En soos ons dit altyd noem, sy wat opdag die dag as Paardenkloof op. Nie as 'n gebroke span. So wat, as jy nou vat, hoeveel van jou key players is weg? Wat jy staat gemaak het op in die 6 Nasie. Die game toe jy jou eerste game teen Vastrap gespeel het, wie was almal in daai groep? En wie is weg? So waaraan bou jy nou weer? Verstaan jy? So daar's baie faktore wat jy daar rondom kon aanskryf. Maar ek glo nie dat die 6 Nasie beker 'n vloek is. Ons kyk volgende jaar, die beker gaan anyway agter die berg bly. Hy gaan nie daai kant toe gaan nie, so of iewers van agter Witzenberg af uit nie. So daai 6 Nasie beker sal anyway daar bly, of dit nou my buurman is of dit weer ek is, maar hy gaan bly daar. Okay. Nee, is reg. Ja, maar dan gaan ons aanbeweeg, ons moet nie so stil staan nie. Ja, want ek sien jy asseblief man. Die game maak jou 'n bietjie ongemaklik. Ja, maar hy maak seer man. Hy verloor maak seer man. Ja, en dan gaan ons maar sommer met die volgende game, ODB teen Laplace aan. Kan ek die vraag daar vra? Ja, jy kan echt even je results zien. Dan kan je maar vragen wat je wil weten. So die result was daar. ODB 28, Laplace aan 27. So dat is hoe dingen daar op Rooibos. Met een punt. Jongens, skop wat ik gemist heb. Trevor. Ja, zo. Waar was die andere loskakel geweest wat ook geskop het in die vorige games? Hij was daar, Trevor, hij was daar. Maar die mannen wil niet skop als ik als. So, as ek te verstaan, maar Jason Rabie, goeie
goeie vertoning van Laplace aan weg van die huis af. Maar wel dan aan ODB wat karakter gewys het op hulle eerste game. ODB het nie baie friendlies gehad of as 'n span regtig saam gejel. Val alle ouens wat so die pad werk die hout maak en soos ek glo dis moeilik vir hulle onder omstandighede om 'n volle groep op die oefenveld te kry. Want ons is maar baie versprei. So maar wel dan aan ODB, maar ek het amper half en half geglo dat dat Laplace as gevolg van die track record tussen ODB en Laplace dat Laplace daai een sal vat want julle het verlede jaar het ODB daai 5 punte vir julle gestuur en toe hulle kom wen hierso nee so maar ek dink as ek net advies kan gee vir die Wise en vir die pres daar by julle Apostel Kevin en Wise Pamansla asseblief die ding wat julle die history results so gooi. Daai ding kan 'n negatiewe uitwerking hê. Daai ding motiveer jou opponente. Daai ding motiveer jou opponent om jou te klop. Ja, Trevor. Yes, dat was 'n goeie wedstryd man. Wat tempo game. Ja, fisies geweest. Onthou om het nou hier te noem, ons het altyd 17-8 geleid. 17-8 was ons voor geweest. En ek weet nie wat die coach gesê het nie. aan die kant van ODB nie, maar ja, ons message was clear geweest. Ons moet die presse druk. En ja, dan het nie na skant toe gegaan nie. Ek wil net so kort vraag. Ek weet nie of het 'n plan geweest van ODB nie, maar hulle kom wen. Ek wil net so gou vraagie vra terwyl Dylan is mos nou ingeskakel. Ek neem aan Dylan was gister daar by veld. Dylan, ek het hom nie gesien daar nie. Okay, maar as hy nou nie daar was, hy net so van interessant iets onhou. Kan dit wees dat ons ook hierso Woesley, ons hoor Woesley se spanne almal aan die kant die berg praat van 'n reëlboek. Kan ons hier ook praat van 'n reëlboek? Kyk Trevor, die vraag is 'n baie anderste vraag. Nee, ek vra maar ek hoor almal praat van 'n reëlboek, van Young Blues praat van 'n reëlboek, Miracles praat van 'n reëlboek. Nou hoor ek die Wise praat ook van 'n reëlboek. Daar was definitief reëls betrokke daar wat nie net Laplace aan verstaan het nie, aan die kant van ODB selfs. Okay. So ek gaan nie sê dat die reëlboek wat ons daai game verloor het. Dat was maar net die kanse wat gebruik. As jy nie ook kanse gebruik nie. Onthou 17-8 lead. So 'n game moet gebeur word in die tweede helfte. Verstaan? En ons kon nie die capitalize op die moment wat ons gehad het nie. Ons is 'n bietjie ongelukkig oor calls wat nie na ons kant toe gaan nie, maar selfs was daar calls geweest wat aan die opponente se kant ook nie na hulle kant toe gegaan het nie. So dit was maar 50-50 oor die teruggekom. As maar net so in die game kom. Ja, en nou hulle coach was uitgeslaap. Ek dink hulle bench wat opgekom het. Daai ouens het klub kom op. Nie te veel weg nie om Adam speel die naweek oor die. Nee, maar Adam moet ook al luister. Adam het gister vir my gesê toe kom hier 'n paar keer toe sê vir my ek tel almal se bloed op. Maar kom my hoek af van Laplace en Celoria. Hy nou my bloed op. Hulle twee staan, Laplace en Celoria staan, Adam staan die kant. Sê Laplace, toe sê ek kom nou af van Laplace en se man af. Ek het daai manne beloof, ek tel hulle bloed op. Al wat ek wil om Adam sê is Madam reëlboek. Ons gaan daarna Lovedale teen Morrisdale. Die game sou afgekom het op die 3.6 mil, maar weens omstandighede skuif hy na die Beeskraal, of die Beeskamp, die Beeskraal daar, die Skaapkraal daar op Lovedale se veld so. Lovedale wen gemakkelijk 51-23. Trevor Morrisdale bietjie wisselvallig man. Soos ek maar gehoor is hulle uitgesort man. Hulle is twee spanne, dinge loop mooi. Moet hulle maar terugskakel man. Ek weet nie of ek het nog nie gesien, ek weet nie of hulle aanwinste het of hoe nie, maar 51-23. Kyk, ek dink dit is veilig om te sê dat Lovedale sien hierdie 2026 seisoen sien Lovedale as 'n kans om in die groot uitdaging te kom.
Maar denk je dat het gaan gebeuren? Was het te vroeg? Nee, dat is hopeloos te vroeg. Dat is hopeloos. Kan je nou al praten? Nee, ons kan niet nou al praten van grote dagen. Ik heb het gevraagd of die spannen in die streekje daar net voor mij toestemming geven. Om een brief te schrijven Boland toe. Ons moet wegblijven van die grote dagen. Laat ons maar wegblijven van die grote dagen. Ja, maar ik had hier Kapi Banter in die comments. Daar is een club aan daar Banter. Die club is bekend met die grote dagen. Nee. Die club het gezegd. Blijf weg. Ja, so die club weet waarvan hulle daar praat. wordt het zo gesteld dat grote dagen laat jou halfjarig bespelen. Ja, So, ek weet nie wie het so gesê nie. mannen, wees maar voorzichtig, maar ik denk, het is ook te vroeg om te praten van liga winnen. Daar komt Ik wil gewoon net terug gaan hierso. Ons is nou al daar voorbij. Maar ik denk ons gaan maar net samen met die comments. Dylan de Bruin sê nee, maar ons kan niet zo vinnig aanbeweeg van die twee derby af. Een van die spannen het nog nie die jaar gewen nie. En dat een van die twee spannen het nog nie die jaar gewen nie. En dat is PDK. En dat is ook om ik zei. Lijkt voor mij die Zes Nasie het maar zijn uitwerking te hebben. Ja, en dan sê Dylan ook verder. Paardenkloof weet nie hoe om rugby te speel sonder Frankie en AJ nie. Dylan, ek gaan eerlik wees aan jou. Ek het geweet Frankie en AJ gaan 'n groot vermissing laat in die span. Omdat daar baie gesteen was op hulle. Ja. Maar ek dink nie die ouens wat daar is in die posisies gekies word. As jy swak. As hy swak, ek dink die ouens moet net groei. Yes. Ek vat dit as hy ou soos Regan. Yes. Op loskakel. Ja. Regan het die laaste jaar rugby gespeel. Ja, baie min gespeel. Die Zes Nasie ook gespeel. Ja, die Zes Nasie ook gespeel. So ek glo die ouens wat daar in daai ouens se posisies is vir daai ouens se eer om in daai posisies te speel van daai twee ouens wat weg is wat regtig baie vir Paardenkloof rugby beteken het. Ja. So en daai ouens, ek weet Frankie het ek gesien is in Sirius se tweede span setup. Yes. So dit is goeie tekens van vordering. AJ is nog uit moeten baseren, maar soos ek verstaan het, as hy op pad ook Red Roses toe en hy Gupta's toe. So as hy nou wanneer hy ten volle herstel het, sal hy hom daar aansluit. So en dan sal hy sy rugby daar voortsit. Maar ons moet nou Paardenkloof moet nou fokus op dit wat hulle nou het en hulle moet werk daarmee. Ja, so, Trevor, onthou maar moet ook verstaan. As mos 'n system, elke klub het mos maar 'n system. Versetta wat hy mee speel. So dat sal eintlik 'n goeie voorbeeld wees vir coaches. Moenie net steun op sekere ouens nie. In die mate van kom ons try players rotate. Kom ons 'n player rotation stelsel wat ons sal sê okay, nie net een loskakel nie, maar kom ons sit 'n ou in en maak 'n ou groot onder miskien 'n leiding en sodat wanneer daai ou nie daar is en dan weet ons ten minste okay, ons backup is daar. Dan sê Dylan, snaaks genoeg, is net die verloorders wat praat van die reëlboek. En dan gaat die komen daarop. So, ja, en dan is het ons nie verloor deur die ref nie Trevor, dissipline game gewen, wen games. Waar is ek hoor jou? Ek verstaan wat jy sê, ek het nooit gesê jy het verloor as gevolg van 'n skeieregter. Nee. Ek het nooit daai stelling gemaak nie. En as ek daai stelling gemaak het, kan jy my uitwys daar dat ek daai stelling gemaak het. En dan sê Ivan Waterboer, hy's in Rabie, slag vir William Oktober ook. Toe hy nog gespeel het, was hy goed genoeg. Nou kyk julle almal om mis en hy is remove ook. Waar is William remove? Nee, Ivan is nou nog by WhatsApp groep. By WhatsApp, nee. En hy het nie gesien, hy man is nou 'n skrywer. Ja, maar William moenie worry nie, William gaan vir ons hy gaan op die sou kom, hy gaan sommer vir ons in die toekoms gaan hy dinge wat ons geleer het sommer kom live doen. Ja. Dan gaan ons lekker praat. En dan die laaste kom daar so voor ons nog weer beweeg daarvan Laplace aan af. Die beat geskiedenis gemaak. Om die eerste keer wat ODB die Plaai wen op Nieuwedorp. Ja, daar is nog als waar as dit man ook. Is geskiedenis. Nee, kyk. Daar was mos 1 jaar man. Ek moes daar gestry op punte man. So ek weet nou nie. Nee, daar toe.
Ek weet nou nie hoe die punte, ek kan nou nie onthou of Weet al die jy, punte Laplace het die punte gekry, want Laplace het net gewen. Ja, maar as al die punte gekry het, dan het hulle so... Dat was een goede game, man. Een goede game. Maar oké, ons gaan aanbeweeg. Ja, ons gaan aanbeweeg. Dan die nieuwe lang Marikels. Het thuis gespeeld in Lindeshof. Marikels wat 5 van daar 28-20. Ja, Maras. Lekker van mij, hulle wil ook net thuis wen. Die reelboek. Wij zijn nou weer, ik zeg. Maar ja, nee, goeie win. Goeie is daar voor Marikels. Als dit zeker te maken om je thuisgames. Want dat is moeilijk om weg van je huis af te winnen. So, well done daar, Marikels. Ik zie hem, die opgescoorde vonnis is daarom gestopt. Ja, Marikels kan hem nou weer banteren. Hulle banteren sommer die hoofdpuits. Ik zie nou so, hulle het laatst week het hulle 'n brief gekry of ja, hulle het laatst week het daarvan die toeskouers 'n brief gekry om nie te banter, om weg te bly van banter af. Maar na gister. Ja, maar dat wil vir my sê ons kan ook nie net banter as daar gewen word nie. Marikels sê asseblief man. Laat die mense los man. Ons gaan nie baat nie. Ons gaan net banter. Dan ons wen. Want ons wen nie. En wat nog gebeur as jy nou aan mekaar verloor? Maar die probleem is hoeka toe die verloor nou kom toe hoor ek van 'n reëlboek, 'n Bokveld reëlboek. So, en toe kom die brief van die banter wat gestop word en toe kom die wen en toe kom banter die hoofpuits. Kom banter nou self. Maar ek het iets ook verstaan en wel hy oefen by Marikels. Maar omdat hy nie kan banter vir lafde. So dat dan is die mekaar. Gaan hy nog speel? Gaan hy speel daar by Marikels? Nee, ek verstaan gaan hy nou die naweek gaan nou sê wat hy kan te sê want so ek verstaan is mos nou Marikels en lafde. So hy gaan nou verstaan die wenner gaan hy nou vat. Maar ja, 'n goeie result vir Marikels. Ergens nog 'n note goeie result van Marikels. Yes. Linders, goeie game, eerste win, goeie wen gehad oor Morgensteer, maar hy kom val vast daarin. Soos verneem was discipline oké, maar en ek goed in die kant gewees van Linders Hoffie, van Marikels. En Marikels wat twee rooi kaarte. Maar hulle wen nog steeds. Maar 2 rooi kaarte 4 of 3 weke het hang af of waar geappeal word. En waarvoor die rooi kaarte gewees het. So ja, discipline-wise want nou as jy in 'n derby teen Laplace aan 2 rooi kaarte kry, dis lelik. Maar ek wil tog die vraag vra. Ek wil tog die vraag vra. Hoekom sê hulle vir Marikels Sundowns? Man, so ek verstaan is die geel. Die treie. Okay, dat maak nou asof het as. En ja. Maar jy sê Dylan de Bruin sê julle laat klink as nou streekie dag light leak. Dylan, jy moet nou kom man. Ons nou jou kom stel toe man. Ja, Dylan as jy praat saam ja, ons gaan in kontak kom man. Ja, ek sê die manne praat nog lekker hier met hulle duime man. Ja, laat Dylan self ja. Maar ek dink die mense ken nog nie wat Dylan nie. Baie goed naam. Goeie beskontrasie. Nee, hy het in die afrigting korps teer groot naam, social media teer groot naam. So dat sal 'n eer wees. Dit sal 'n eer wees om op die stel te kry. Dylan en Okkie. Ja, ek dink ons sal moet die Hardebaard manne. So ja. Uitgenooi. So ja, dan gaan ons aan ons laaste wedstrijd daar. Houbel in Jan Goedops. Houbel wen oortuigend 57-27. Nee, maar ek het gister gehoor hy is verkeerde score. Hy score moet meer gewees het. Daar was penalties wat hulle nie bygesit het nie. Nou, ek weet nie wat daar. Wat is in die water op Houbel? Ek weet nie wat daar gebeur het nie. Maar interessant, Masie sê gister vir my. Yes. Masie sê gister vir my daar by Spar. Hy wil voor hy 'n skuif maak van Houbel af. Wil hy eers die jaar verseker dat Houbel in die uitspeel is. Ja, en
Op hierdie Trevor, ek wil sê op hierdie manier wat Houbel nou is. As dit nie onmoontlik nie. Maar is nog te vroeg. Tweede ronde, Houbel, ou blou, 'n wen oor ou blou, 'n wen oor Paardenkloof. Ja. Sien jy Houbel? Ek gaan nie sê top 2 nie, maar sien jy Houbel in die top 4? Word me nog gepraat van die skilse top 4. Van die skilse top 4. Sien jy Houbel in die top 4 in die streek uit daar? Sy zijn Rabi met op Houbel se huidige spel, pyl. Yes. Is dit moontlik? Is dit moontlik dit wat Houbel na die tafel toe bring? Yes. Is dit moontlik, maar ons sal na hierdie naweek. Ek dink nie ODB gaan weer 'n slip maak wat hy verlede jaar gemaak het nie. Maar ons sal na die naweek sien of Houbel Laplace se bloed sal optel. En as dit die moontlikheid is, dan kan ons die moontlikheid dat hy daaraan toeskryf, laat Houbel in hy top 4 vir hom gaan vestig. Onthou, Houbel is 'n goeie span. Ja. Vat niks van hulle weg nie. Gee dit vir hulle moet hom Adam wat nou daar in bestuur van sake is. Hy wat nou die coach daar is. Weet jy wel, hulpcoach of hoofcoach of wat se coach hy daar is, maar ja. Adam wat nou daar die leiersels daar hou. So ek dink die moontlikheid dat Houbel kan en hy top 4 eindig is daar. Maar ek sal nie vir Houbel aanraai om te gaan vir iets speel nie. Op die groot verhoog as hy vir almal het. Daar kry jy. As hy vir almal het. Maar ja, Trevor, nee toe, dan heb je zo'n ding, maar hij dacht, wat, Adam namen naar radio. Naar radio, ja. Radio, dan had hij allemaal zelf ingeskeerd. Ja, en dan wil ik net vragen voor ons kijkers die ingeschakeld is. Yes. Wat denk jullie in die streekdag? Wat denk jullie? Wie gaan ons top 4 wees? Einde van het jaar. Einde van het jaar. 2026. Ja. Wat is een bij streekdag? Ons vat hem top 4 is op. Gooi aan die comments wie jij denkt, wie gaan die top 4 wees. Dan gaan ons, daar is results streven. Ons gaat aanbewegen naar die features toe. Die features van die komende naweek, wat kom, ik denk die gaan die wedstrijd van die naweek wees. Lovedale tegen Miracles. Ik denk dat gaat ons wedstrijd van die naweek wees. En wel, ik weet niet wat de kleren ga je aantrekken. Ga je Miracles t-shirt aantrekken? Of ga je Lovedale kleren aantrekken? Zo, en wel de kopkrappertje daar. Rabi, vinnig daar in te komen bij Lovedale en Miracles. Lovedale en Miracles. Miracles komt met grote dag uit. Lovedale heeft een zoentje gehad van grote dag. Yes. Rabi groot verhoog. Hij heeft gespeeld, hij heeft een 95 op al daaronder bij die andere groot. Bij Touwpak. Zo, hij heeft al een zoentje daar. Ja. Miracles komt daar vanaf. Yes. Zo, en met coach Sterns, wat grote dag daar is. Yes. Aan bestuur van zaken. Gaan het interessant wees om te zien dat die game gaat overleven. Maar wie gaat jij treffen? Lovedale. Het is een thuisvoordeel zo. Ja, ik ga niet nog. Ik ga nog met Bierman. Nee, ik ga met Bierman. Je gaat nog doekjes om een gezonde. Ik weet. Ga je het over thuisvoordeel? Of is dat iets anders? Nee, het gaat over thuisvoordeel. En ik denk Lovedale heeft eigenlijk die capaciteit om dat te vermachten, om die game te zien. Ja, en dan nog de Toeit derby, maar dat is nou weer Landershof tegen Paardenkloof. Ja, game wat ook baie hard gaat wees. Ja, die game gaat hard wees. Ook revenge. Paardenkloof in de scène is baie verjaardag gemaakt. So ja, dan gaan ons naar wat voor fasttrap een makkelijke game kan wees. Fasttrap speelt in Young Goodups. Nee. Als het veilig om te zeggen, is het makkelijke game. Een vasttrap? Nee, Young Goodups verloor hem baie groot en baie makkelijk op vasttrap. Oké, so ja, hulle speel en dan is het wat ook, ja, ik denk die moet eindelijk maar die wedstrijd van die naweek gewees het of is Houbel tegen ODB. Groter als dat, oké, je kan een beetje misschien groter krijgen, maar die tweede grootste derby. Aan die Bokveld. Ja. Na Lovedale en ODB. Ik zal persoonlijk zeggen,
Daai game, Hubble en ODB, as ek is my wedstrijd van die naweek. Yes. Kijk, die game van Die is persoonlijk. Ja, die is persoonlijk. Ek dink die rivalry kom al uit die Koop Koffie al soon uit. Ja, so daar was ook 'n bietjie bedblad geweest tussen Hubble en ODB. Ja, so ja, interessant. Gaan interessant wees om te sien wie hierdie enetjie vat. Ek wil nie so baie uitbrei oor nie, want dit 'n boue man vyand op man. Hierdie dinge wat 'n man sê. En om Adam speel tuis. So wie gee hy een? Ek gaan Hubble gaan van Hubble met bloed optel. Dan moet ek seker maar ODB gaan, want ODB moet myne optel. Ja, so ja, daar gaan ons aan. Ook self 'n goeie wedstryd hierdie enetjie wees. Young Wesleyans wat 'n bietjie sukkel. Teen Morgenster tuis wat ook nie sover 'n goeie resultate gekry het nie. So ja, dit gaan op Waterblommetjie Park wees. Onder Byveld wat hulle nou laas wil wil gebelet het. So ja, dan is dit altyd maklik daaronder nie so. Ja, dat gaan interessant wees om te sien hoe dinge daar gaan loop en dan ja, dan gee ek maar een vir Waterblommetjie Park se mense. Ja, so okay, jy gaan met Young Wesleyans. Ja, ek gaan met Young Wesleyans en dan ons het gevra julle wat ingeskakel is, laat weet ons as julle dink die moontlikheid van die top 4 van die streekydag. Ek het gesien hierso Boetabie het die gesê ek wil gewoon net Bego with me. Yes. Ek het gesien die ou die stellings gemaak. Ja. Boetabie sê Hubble gaan definitief in die top 3 wees. Top 3 nie nou top 4. Jongens, hy weet ook jy gaan man. Wat hy tel in 5. Hy man tel in 5. Hy sê gaan in top 3 wees. Tot dusver toe was hy on point gewees. Hy man was nog reg gewees. 5 en dan sê Dylan al die stellings wat ek maak, wat hy nou maak, is Saterdag op Klippark. Kan gaan lelik. So dit gaan kliphard wees. Dit gaan hard wees. Hy gaan nie van nou meer, hy gaan as nou meer. Ek dink Dylan gaan Saterdag weer as ek onder korreksie praat, dan gaan Dylan Saterdag weer Waterman wees. Om na in die span te wees. Ek wonder of hulle coach, ek het nie 'n coach gesien gister. Of hy gaan medic wees. Jong, ek het nie as Dylan nie coach nie. Nee, ek weet nie. En ek het die coach gesien daar nie, maar okay, gaan nie so baie uitpraat daar. Maar ja, so ja, en dan 'n paar net so 2-3 puntjies man. Wat ek hier neergepen het, wat ek nou so maar gelees deur die banter en die comments en die posts wat die ouens gemaak het op die Facebook blad en selfs 'n geval wat ons gehad het in die ODB game. Die footprint. Ek weet nie terwyl maar ons het daar gespeel en toe word daar 'n speler afgehaal. Maar die iewel by die footprint was die dinge lekker. So ek wil vir die spanne sê kom ons so die footprints uit man. Verstaan, 'n man moet nie die footprint gebruik as iets lelik, jy verstaan. Ja, as reels uitgesit, kom ons hou maar net by die reels. Ja, maar ek dink daai ding moet somewhere by die footprint. Ja. Moet die bestuur daai ding Uitsoort voor die game voor die game moet daai ding en as daar players wat se goed nie in plek is, ons mos nou die reël. Ja. Gaan eers van die veld af, laat die veld dat die game aangaan sodat die ouens die volle 80 minute nog die game opbou nie. Gaan van die veld af laat die bestuur en die spanbestuurders daai